Die Vryheidsfront Plus het ernstige kommer uitgespreek oor die aanhoudende wanbestuur by die Tshwane varsproduktemark. Volgens die party het die metro steeds nie deursigtige kontrakte of behoorlike tenderprosesse ingestel nie, ten spyte van hofbevele wat reeds miljoene rand aan regskoste vir belastingbetalers gekos het. En ek gesels nou met Pieter Meyer, raadslid in die Tshwane Metro. Goeiemôre Pieter, dankie vir jou tyd. Môre Susanne, môre aan die luisteraars. Wat presies is die aard van die huidige kontraktuele probleme by die varsproduktemark en watter partye is daarbey betrokke? Susanne, daar is verskeie diensverskaffers wie se kontrakte verval het. Tenderprosesse wat nie reg gevolg is nie of wat te laat gevolg is om belangrike herstel aan toerusting en aan die rypwording van verskillende koelkamers sodat die piesangs onder andere kan ryp word en vars bly. Die kontrak om hierdie dienste te verseker is nie in plek nie, dit word te laat in plek gestel. En dit het tot gevolg dat die boere en die agente natuurlik baie ongelukkig is omdat die toestand van die mark en van al die toerusting in die mark nie in stand gehou word sodat die mark self bevorder en die verkope van varsprodukte verkoper en die boere ondersteun in die verkoping van hulle produkte nie. Hoe groot is die finansiële impak van die hofgedinge en die wanbestuur tot dusver op Tshwane se belastingbetalers, maar ook op die boere wat afhanklik is van die mark? Susanne, dit is baie moeilik om te bepaal presies wat die verliese van die boere is wat hulle ly as gevolg van produkte wat hulle nie kan verkoop nie en die produkte wat uiteraard dan verval. Wat wel die kommer is dat daar geen aandag geskenk word aan hofbevele wat al uitgereik is om sekere kapitale projekte of geld te bestee aan kapitale projekte om die mark weer op so 'n standaard te kry dat dit van werklik gehalte is nie. En dit is die kommer wat ek ook uitgespreek het dat dit vrugtelose uitgawes is aan regskoste wat die stad nou ekstra moet aangaan om hierdie sake aan te spreek. Sake wat 'n vorige hof al gesê het, aangespreek moet word, gedoen moet word, geld wat gespandeer moet word, en wat net geminnig is, en gelei het tot so 'n hofbevel by die burgemeester en selfs die stadsbestuurder ook 'n jaar tronkstraf opgelees. Nou dit op sigself het groot regskoste, en die regskoste kan ons net nie bekostig nie. Dit is weer eens, en ek sal so 'n verslag ook roep na my komitee toe, dat dit vrugtelose uitgawes is waarvoor die burgemeester en die stadsbestuurder sal moet verantwoording doen. Watter stappe sal die situasie regstel wat die Vryheidsfront Plus voorstel? Ons het al, toe ons nog in die regerende koalisie was, het ek op die komitee gedien om te sê dat die mark moet geprivatiseer word. Die stad is nie in 'n posisie, die stad is nie die voertuig om 'n mark te bestuur nie. Dit moet geprivatiseer word soos enige besigheid. Tans word dit nie as 'n besigheid bestuur nie. En die bevinding van die hof is 'n bewys daarvan. Geen onderhoud word gedoen nie, geen kapitaal word gespandeer om van die mark 'n werklike suksesvolle mark te maak nie. En hierdie huidige koalisieregering het die voorstelle net in die wind geslaan en daar word geen verdere uitvoering daaraan gegee nie, wat groot kommer by ons wek, en dat ons aandring daarop dat ons weer kyk na privatisering van die mark sodra ons, ek vertrou na die volgende jaar se munisipale verkiesings weer aan die bewind gaan kom en die regering gaan wees, dat dit wel uitgevoer word. Pieter, hoe lyk die tydlyn vir al hierdie voorstelle om in plek te kom, sodat die mark wat eintlik 'n sleutelpunt is in plaaslike ekonomiese groei en voedselsekerheid nie verlam word nie? Susan, ongelukkig is dit nie iets wat oordag gaan gebeur nie. Hier, die mark het al so verval dat ons praat van ten minste sekere 3 jaar ordentlike plan wat uitgewerk moet word, en hulle is besig om so 'n plan uit te werk, en waaraan maklik 300-400 miljoen rand gespandeer moet word. Nou as mense in ag neem dat hulle nou 18 miljoen rand moes spandeer volgens die hofbevel, verstaan jy wat die prentjie is as ons praat van 360 miljoen rand wat gespandeer moet word om dit weer 'n wêreldgehalte mark te kan maak. Baie dankie dat jy met ons hierdie inligting gedeel het, Pieter. Baie sterkte ook vir jou dag vorentoe. Baie dankie, Susan, en 'n mooi dag vir julle ook.
Dis Pieter Meyer, raadslid in die Tshwane Metro wat met ons gesels het oor die aanhoudende wanbestuur by die Tshwane varsprodukte mark.